Lekker boys, welkom by Chat Bietjie Bol. Ons is hier so by Grafters in Pretoria. En kom ons chat bol. Boys, die bulle het uitgedraf daar in Nieu-Seeland en die eerste ding wat ou kon sien was dit is jagseisoen. Hoor? Hulle was lekker gekamo, die manne, jy kon nie sien nie in amper om deur getrek. Maar toe daar weer 'n paar glye gebeur daar teen die kuine. En hulle het hom toe nou nie op die ouene deur getrek nie. Gepraat van die kuine en die Nieu-Seelanders. Ek wil vir ons 'n man inroep vandag van Nieu-Seeland af, 'n ou bekende eysterkaptein van hulle. Ek kan nie doter. Welcome very much, sir. How are you doing, sir? Well, yeah, I'm doing fine, thank you very much. Just taking some time off and just watching the game from the sideline a bit, yeah? It is fantastic. Tell me, it is, we normally get 15 working days of paid leave. You get some years. So which unions do you have there? Kusatu on steroids or fucking hell? Oh, mate, I think the only union that I'm used to is rugby union. Rugby union. And I'm just enjoying the time off and struggling a bit with some injuries. Niegeltjies. But just here and there, and I suppose it comes with the occupation. Tell me something, just as a fact, you are in fact a macaw. Oh yeah, I've heard that one before, mate. So I've been compared to to a parrot, but all things aside, I've never repeated what the coaches had to say. Just for the record. Okay. Anyway, let's go on. Thank you very much. Would you like a cracker? Goed. Goed boys, kom ons praat 'n bietjie oor die local games wat gebeur het, die cheetah game, weggespring. Daar was meer energie as 'n vrou in 'n mall met 'n unlimited kredietkaart, maar dit het toe vinnig ook bietjie subside in die uit. Die cheetahs great veggees gewys en toe besluit die cheetahs hulle gaan maak soos Picasso en draw. Alright. So kom ons beweeg nou na die varkant toe. Juist van daai cheetah game, daar was nominasies gewees boys. Dwayne Vermeulen was genomineer. Dat wie is die ander man? Daar was 'n paar, maar Willie Brits was genomineer, maar die man wat vir my baie goed geweet het en die meeste nominasies gekom van daar was ou Sarel Pretorius, die skrammy van die cheetahs. Well done Sarel. Jy's ons varkhart vir hierdie week. En dit bring ons by ons nuwe segmentjie hier op Chat Bietjie Bol. En dit is die ding wat ons nou op Chat Bietjie Bol 15 aan julle bekend gaan stel. Alright. Nou hierdie 15-tal is nou manne wat huidigelik speel in die Super 15 wat nou nie volgens ons kennis beseer is nie. En ons Chat Bietjie Bol 15 op hierdie stadium is die volgende. Eerste het ons die dier, tweede vir Bussa, op nommer 3 het ons al vir Dokka, 4 het ons vir Flippa, 5 vir Loot, 6 het ons vir Marcel, 7 the Bone Collector Alberts, 8 vir Dwynas, 9 Charles McLeod, die regte Highlander, 10 het ons op hierdie stadium vir Marnats te Boshoff, op 11 hardloop ons daarso in die rigting van JP Peterson, op 12 het ons vir Frans Steyn, op 13 het ons vir Johan die Rywer die Jong, op 14 sit ons met Odwa Ngani, dis nou die Natal een van die fotostaat Ngani broers, en 15 het ons vir Willie die Magic. Boys, ek wil 'n man ingebring wat bietjie met ons praat oor ons 15-tal wat spesifiek goed is, 'n voormalige goeie coach van ons, wat 'n rekordhouer. What is your opinion about the talent in South Africa? Yeah, I've said this week in and week out, a lot of some of the things which the South African sides have not been doing well is when you have the forward momentum, you simply have to hold on to the ball. There's been these silly little box kicks, which I'm not a fan, but I think all in all, there's quite a good influence, and I think there's still a long way to go, but great potential, and I personally believe that that the South African sides really stand a good chance. Great, lekker Rubik's Cube speler. Alright boys, dit bring my by die laaste punt, die waas in die kap. Bliksem. Daai ding was meer onrealisties as die final van Lord of the Rings. Ek sweer ek sou dit eerder geglo het. Voor ek die kak geglo het ek maandag gesien het. What a game, die refs het bietjie kak om gejaag vir hier en daar, maar die hele naweek, ons moet die refs bietjie straf boys. Ek weet nie hoe dit gaan doen nie, ons moet die refs straf. Ek weet, hoef hom nie te moer of te skiet nie, maar gee ten minste vir hom 'n One Republic CD om te luister of iets, dat hy net so bietjie suffer vir die foute wat hulle maak. Alright? Hoe goed was daai game tussen die waas en die kap? 3-3 in 6 minute. Die ou van die telbord te beroerte gekry.
Die calculators het ontplof. Potch moes hulle kanon weer in die garage trek. Daar was chaos. Boys, ons is nie die moeren vir daai vlaag van die pikkie. Almal maak foute. Kyk, daar's 'n klomp getroude mans wat vir dieselfde sal sê, almal maak foute. Maar onthou net een ding van nou af. Jy weet, winning is winning. Wat vir fuck's sake skiet die bal uit. Okay. Boys, dit was Chat Pikkie Ball. Join ons asseblief weer volgende week. Dankie coach. Of vat hy. Dit's goed.